Geliefdes, baie dankie. Is wonderlik om saam met julle te kuier hier by Witbank Gemeente. Is vandag die 28ste September 2025 en kosbaar om so rondom Vader se woord te kan vergader en te mag vergader. Die geleenthede gaan om al hoe minder voordoen wat ons dit wel sal kan doen en regkry. Ons is dan nog gelukkig om hier te wees. Die wegraping het nog nie plaasgevind nie. So alhoewel daar baie voorspellings is, weet ons is in elk geval op geleende tyd en genade tyd deur Vader so bepaal hierso. Dan vanoggend se tema is krag van die dwaling. Krag van die dwaling. Nou, wat is die betekenis van die woord dwaling? Volgens die Woordeboek is die betekenis van dwaling beteken dis 'n valse opvatting, 'n valse opvatting. Is 'n afwyking van dit wat reg en goed as reg en goed beskou word. Dis 'n afwyking daarvan wat as reg en goed beskou kan word. Dit is wat 'n valse opvatting is. En dit is ook 'n dwaling. Ons lees in 2 Tessalonisense 2, 2 Tessalonisense 2, daar vanaf vers 7. 2 Tessalonisense 2, vanaf vers 7. Ek gaan vir ons aanhaal vanaf vers 7 tot en met 12. Vanaf vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Die ongeregtige sal geopenbaar word. Hy wat Vader Jahwe met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Met allerhande verleiding van ongeregtigheid vir wie? Vir die wat verlore gaan. Hoekom? Hierdie is baie belangrik. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal Vader Jahwe hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Omdat ons nie die liefde tot die waarheid aangeneem het om gered te word nie. Daarom sal Vader Jahwe self die krag van die dwaling stuur, sodat jy die of ons die leuen kan glo. Vers 12, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in ongeregtigheid. Besef ons watter voorreg dit is vir ons om die waarheid te ken. Nie ons eie aangeleerde waarheid nie, maar Vader Jahwe wat die waarheid self is. Hom sowel as sy geopenbaarde en profetiese woord. Ons ken egter nou net ten dele, maar die vooruitsig is daar om eendag hom in sy volheid te kan ken. Vader Jahwe, ons losser se gebed vir sy disippels in Johannes 17 is om hulle sodat die disippels moet hulle in sy waarheid heilig. Dit wil sê, hulle moet sy waarheid vir hulle self afsonder. Want sy woord is die waarheid. So daai woord moet hulle vir hulle self afsonder. Hy sê verder dat hy self die weg, die waarheid en die lewe is. Hy het vlees geword sodat ons daar versoening tussen ons en hom kan vergemaklik word. Sodat daai versoening, die verhouding wat skibreek gelei het in die tuin, dat daai verhouding in totaliteit herstel kan word. Daarom het hy ook in die vlees gekom, om dit vir ons te vergemaklik.
daai toenadering, daai toegang tot hom. Behalwe dat dit 'n groot voorreg is om die waarheid te ken, plaas dit net so groot verantwoordelikheid op ons. Ons sal deur Vader Jahwe verantwoordelik gehou word. Daarvoor indien ons nie die liefde vir die waarheid het, om dit te kan ontvang, of in besit te neem nie. Dan stel ons onsself bloot en ontvanklik vir die leuen, en ons word slagoffers van die leuen. Die waarheid van Vader Jahwe word verwaarloos en geminag. Sy woorde word verdraai, om by die huidige samelewing te kan inpas. En ook om by die moderne teologie aan te pas. Die teendeel is waar. Ons moet egter ons lewens by die skrif aanpas. Amen. En ons moet die skrif by ons probeer aanpas nie. Of ons gewoontes en dit wat ons doen by die skrif probeer aanpas. Die verdraaiing van die waarheid kom nie net van buite nie, maar is kragtig aan die werk binne Israel gemeentes ook. Ek haal aan uit 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 18 en 19. Die opskrif daarso is die antichriste. Vers 18. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Vers 19, dit was nogal 'n stamp teen die bors. Vers 19, wat daar staan, hierdie antichriste, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Op daardie punt, persoon wat hier voor staan en 'n aanbieding doen, jy wat na die materiaal luister, moet my nie glo nie. Ek is 'n feilbare mens. Gaan toets dit aan die woord van Vader. En dit is my hartsbegeerte. Moenie dit wat hier van voor af gesê word, hoe klein en sinker sluk nie. Gaan toets dit aan Vader Jahwe se woord. Alhoewel ons sover as moontlik, menslik moontlik, die woord van Vader suiwer verkondig, mag daar hier en daar wees wat jy 'n ander oortuiging het, maar gaan toets dit aan Vader se woord en kom by die waarheid uit, nie jou eie waarheid, nie die waarheid van Vader se woord. Matteus 24 vers 24, wat aangaan by die antichriste, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, en dit is moontlik, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. 2 Korintiërs 11 vers 13. 2 Korintiërs 11 vers 13 staan die volgende. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van ons losser, Vader Jahwe. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in die engel van die lig. Daarom moet ons baie versigtig wees hoe ons met Vader se woord omgaan. In 2 Petrus 2 vers 1 staan die volgende. 2 Petrus 2 vers 1. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook Vader Jahwe, wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Vers 3. En uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek.
Wanneer ek dit lees, gaan my gedagtes redelik vinnig deur die leraars wat betrokke is onder ons volkie. Wat voordeel trek deur verdigte woorde. Ons is so dikwels geneig om ons eie waarhede te bou en aan te hang, sodat dit by ons leefstyl inpas, dat ons tred verloor met die waarheid van sy woord. En hoekom gebeur dit? Dat ons tred verloor met die waarheid van sy woord. 2 Timoteus 4 vers 3 bevestig dit vir ons. 2 Timoteus 4 vers 3. Want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees. Ek wil die woord by my leefstyl aanpas. Omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte van leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Ons losser Vader Jahwe waarsku ons verder in Matteus 24, dat ons moet oppas, dat niemand ons mislei nie, maar dat baie valse profete sal opstaan, en baie mense sal mislei. Omdat die ongeregtighede vermeerder, sal die liefde vir die waarheid vir die meeste afkoel. Ons sien dit rondom ons, elke dag. Die liefde vir die waarheid koel af, omdat die ongeregtighede vermeerder. Everything goes. Vader Jahwe praat met Esegiel in Esegiel 33, en dit is ook natuurlik net so van toepassing vandag. Sê hy daar, en jy o mensekind, en jy o Adamiet, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel. Ons is almal wagte op die huis van Israel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku, sê Vader. As jy 'n woord van my hoor, moet jy hulle waarsku. As ek aan die goddelose, dit wil sê die onbekeerde Israeliet, as ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie. Die onbekeerde Israeliet, die persoon wat nog nie op daai punt van waarheid is nie, as jy nie daai persoon waarsku op sy weg, op die weg wat hy as dit sien, as die waarheid sien nie, as jy nie daai persoon waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe. Die goddelose sal dan in sy ongeregtigheid sterwe. Maar sy bloed, as jy hom nie waarsku nie, sy bloed, sê Vader, sal ek van jou hand eis. Besef ons die verantwoordelikheid wat Vader Jahwe op ons plaas, die verantwoordelikheid van die waarheid. Wat is die krag van die dwaling? Sodat ons met daai toets, ons met daai onderskeidingsvermoë kan hê, sodat ons die dwaling kan identifiseer. Daar sê hy, maar sy bloed sal ek van jou hand eis as jy hom nie gewaarsku het nie. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar jy het jou siel gered. Prys Vader Jahwe. Die krag van die dwaling kan baie sterk wees. Want ons lees in Jeremia 6 vers 17. Ek het ook wagte oor julle aangestel. Vader Jahwe sê, ek het ook wagte oor julle aangestel. En gesê, luister na die geluid van die bassuin. Luister na die geluid van die bassuin. Wat is die bassuin? Dis nie 'n shofar wat jy blaas nie. 'n Shofar het jou nie. Ek sien nie, daar is iets daarmee verkeerd nie, as jy dit in geestelike opregtheid doen nie. Maar die shofar blaas red jou nie. Wat is die bassuin wat ons moet blaas? Vader se woord, die waarheid.
Dis die bassein wat moet uitgaan, sodat ek my broer, my suster op die regte weg kan begelei. Ek moet sorg dat my weg ook reg is, sodat ek ander kan begelei. Nou die krag van die dwaling is so sterk. Ek het ook wagte oor julle aangestel en gesê, luister na die geluid van die bassein. Wat het hulle gesê? Ons wil nie luister nie. Dis 'n opdrag. Luister na die geluid van die bassein. Dan draai hy sy rug op Vader en sê, ek wil nie luister nie, ons wil nie luister nie. Alle kerke word vandag deur die leerstellings van die Rooms-Katolieke Kerk bestuur en beheer. Die paus word as die oppergesag erken. Wat staan op die kroon wat die paus dra? Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Wat beteken dit? In die plek van God. Rooms-Katoliek. Die paus. In die plek van God. Kyk hoe waarsku Paulus ons in 2 Tessalonisense 2 vers 3. Nou kom 2 Korintiërs 11 vers 14 eintlik ook hier van toepassing. Satan verander hom in die engel van die lig. Paus. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Die seun van die verderf, die Satan self moet geopenbaar word. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word. Of 'n voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van Vader Jahwe as God sal sit en voorgee dat hy Vader Jahwe is. Die misleiding is onbeskryflik groot. Ons lees in Openbaring 13 dat Vader Jahwe die volgende aan Johannes geopenbaar het. Hy het 'n dier. Nou die dier, wat ons sien is die Rooms-Katolieke Kerk. Hy het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. Waarop is Rome, die hoofstad van die Rooms-Katolieke Ryk, vandag gebou? 7 heuwels met 10 koppe ook. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die draak is die Satan. Die draak het hom, die dier. Die draak het die dier sy krag gegee en sy troon en groot mag aan hom gegee. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Wie is die God van hierdie wêreld? Die Satan. Totdat hy nie ontbloot is en Vader hom vernietig het by sy wederkoms nie, sal ons altyd in hierdie twee stryd met hom wees. Verder sien Johannes dat al die bewoners van die aarde hom sal aanbid, die dier. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name, nou wie is hierdie almal wat hom sal aanbid, hierdie dier? Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam, wat geslag is, geskrywe is nie. Hulle sal die dier aanbid en verwonderd agter hom aanloop. In die Matteus Evangelie lees ons ook dat die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Wat sien ons? Wat kyk ons? Wat neem ons waar? Wat verteer ons? As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, dan sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donkerheid is, as die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid dan nie? Die evangelie, die woord van Vader, wat ons krag tot redding is, dit is die grootste lig wat in ons kan wees. Sy lig, hy self,
deel van ons. Wanneer hierdie lig dan duisternis word, of verduister word, dan word dit die grootste duisternis wat daar is. Dit is ons keuse as uitverkorenes van Vader Jahwe, of ons gaan toelaat dat sy evangelie, dit wil sê sy woord, ons lig gaan wees. Hy het vir ons daai keuse gegee. Elkeen van ons het daai keuse. Of wil ons ook sê, ons gaan nie luister nie. Ons lees in die 2 Korintiërs 4 vers 3. 2 Korintiërs 4 vers 3 lees ons die volgende. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Die dwaling van toepassing gemaak het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Vader Jahwe ons losser, wat die beeld van Vader Jahwe is, op hulle nie sou skyn nie. Ons sal onsself moet bemagtig met sy woord, anders sal ons nie onderskeid kan tref tussen geregtigheid en ongeregtigheid nie. Ek gaan 2 Tessalonisense 2 vers 7 weer herhaal. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid, dit wil sê, die ongeregtigheid vandag word vir ons verberg. Ongeregtigheid word vir ons verberg, sodat ons nie by geregtigheid, wat Vader Jahwe self is, kan uitkom nie. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, wie hou die tee, dat ons nie die geregtigheid sien nie, Satan, totdat hy uit die weg geruim is. Dit laat my dink, as ek jou nou sal uitnooi, moet dit nie as 'n uitnodiging sien nie, maar as ek jou sou uitnooi, om by my toe kom koffie drink, of teetjie, of wat ook al, en ek dog, joh, wat spesiaal kan ek vir jou maak? En ek loop daar op die gras rond, en ek sien 'n hondekitteltjie daar, of meer as een, en ek dog, joh, ek het gister lekker sjokolade gekoop, en ek smel dit, en ek druk die hondekitteltjie daarin, en ek word droog, en ek sit dit vir jou bakkie, in 'n bakkie, bedien dit aan jou voor, in 'n bakkie. En jy kom in, en jy sê, wat 'n leerlike voorreg is het om eerstens by jou te kuier, maar jy moes nie soveel moeite gedoen het nie, ek gaan een van hierdie neem. Dit is versluier. Dit wat daar binne is, die drek wat daar binne is versluier, dit hierdie sjokolade omhulsel. Dit is die verborgenheid van die ongeregtigheid. Ons moet die ongeregtigheid kan identifiseer, sodat ons die liefde tot die waarheid kan aanneem. Jy kan ook kom kuier, ek sal dit nie doen nie. Paulus waarsku ons in Efesiërs 6 om die volle wapensrusting van Vader Jahwe aan te trek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou, ons kan alleen hierdie wapenrusting aantrek as ons sy woord en inspraak van sy gees ken en ervaar en inneem en in ons eie maak. Ons trek nie in die oggend gou die wapenrusting aan, en dan is ons die hele dag lekker in die wapenrustingkie, en vanaand trek ons hom uit voor ons gaan slaap nie. Die wapenrusting bly aan. Nou, om hierdie wapenrusting van Vader aan te trek, dit wat hy vir ons voorskryf, is dit nodig dat ek en jy vas. Waarvan moet ons vas? Nie vas van kos en drank, en televisie en genietinge nie. Dis nie die vas wat Vader wil hê nie. Maar die vas wat Vader deur die profeet Jesaja versoek, en gaan nou daarna kyk, dis die vas wat Vader van ons verwag. Dit is om te vas van goddeloosheid en ongeregtigheid in ons lewens. Dit is die vas wat Vader hou.
ek het nog bitter min mense gesien. Ja, as jy vir 40 dae, 40 nagte niks geëet en gedrink het of wat ook al nie, dan, ek bedoel, jy het 'n honger na kos. Maar dit skep 'n illusie om te dink dat jy nou ewe skielik Vader se arm gaan draai om deur middel van jou vas nader na hom te gaan beweeg. Dis 'n dwaling. Dis nie die vas. Ek sê as jy intermittent fasting doen, om dan nie so duidelik soos ek te wees nie, dan kan jy dit gerus doen. Maar jy doen dit nie omdat jy nader aan Vader wil kom nie. Jy doen dit vir 'n ander rede. Dit is nie die vas wat Vader Jahwe van ons wil hê nie. Nou ons is so lank mislei om te glo dat om te vas ons self kastei en weerhou van iets wat wat vir die vlees belangrik is. In Jesaja 58 vers 3 staan die volgende. Jesaja 58 vanaf vers 3 en verder gaan ek vir ons aanhaal. Waarom vas ons? U sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk, op die dag as julle vas, soos julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif, terwyl julle sogenaamd vas. Vas julle om te slaan met 'n misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. As ek my vleeslik kastei, doen ek dit nie om my stem by Vader Jahwe te laat hoor nie. Vader Jahwe vra, is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, omdat hy homself verhonger. Dit is nie die vas wat Vader Jahwe nie, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie. Nou, vir 40 dae en 40 nagte eet ek nie kos nie, maar ek loop soos 'n gebuigde biesie. Almal moet sien dat ek vas. Vader Jahwe, hoe lank nog voordat u my hoor? En dan gooi ek nog as op my hoof ook. Die vraag is, noem jy dit vas en 'n dag wat vir Vader Jahwe welgevallig is? Noem jy dit vas? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dis die vas wat Vader Jahwe sê wat hy verkies. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak, die bande van goddeloosheid. Die bande van goddeloosheid moet ons van afstand doen. Dat julle afhaal die stroppe van die juk, dit waarmee jy gebind word. Vader se Gees sê jy daardeur lei. Die stroppe waarmee jy aan die juk gebind word. En vry laat weggaan die verdruktes. Vry laat weggaan die verdruktes. Laat jy die verdruktes bystaan. En elke juk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het? Dit is 'n vas om jou brood te breek. Die brood van Vader Jahwe, maar ook die brood vir die liggaam. Dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendiges swerwelinge in die huis inbring nie. Die wat Vader nodig het. Ons broers en susters. En as jy sien iemand wat naak is, dat jy hom klee, is dit nie die vas wat Vader Jahwe wil hê nie. En jy vir jou eie vlees nie verberg nie. Jy vir jou eie vlees nie verberg nie. Jy skaam jou nie vir my boetie en sussie wat die Adamiet van dieselfde vlees is nie. Ons skaam ons nie dat ons broer en suster is en mekaar dit noem. En so leef dat my broer en suster my ook as broer of suster wil hê nie. As dit die vas is
waarmee ons besig is. Wat is die beloning? Wat is die, nie dat ek 'n voordeel daaruit wil hê by Vader nie, maar wat is die belofte van Vader? Hy sê vir ons daar in vers 8, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, en jou genesing sal skielik uitsprei, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van Vader Jahwe sal jou agterhoede wees. Sy geregtigheid sal voor jou uitgaan, en sy heerlikheid sal jou agterhoede wees. Wat 'n kosbare oomblik gaan dit nie wees nie. Ek is op pad om af te sluit, maar ek wil tog graag die volgende onder julle aandag bring. Openbaring 18:4. Ons sal nooit 'n boodskap kan gee sonder dat ons hierdie skrifgedeelte aanhaal nie. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk. Nou wie is hierdie haar? Dis die Babylon. Dit is die wat deur die Rooms-Katolieke Kerk onder andere beheer word, die hoerkerk. Gaan uit haar uit, my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Nou, omdat die volk kies om dit nie te luister nie, om nie daarna te luister nie, want dis 'n keuse. Want wie gaan my begrawe? Wie gaan my trou? Wie gaan my doop? Dis 'n keuse om daar uit te kom. Dit moet jou nie daar bind, dit moet nie 'n juk wees wat jou daar hou nie. Nou, omdat die volk nie daar uitgaan nie, volg dit wat in Hosea 4 vers 6 vir ons voorspel word. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou ook verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal kan bedien nie. Omdat jy die wet van Vader Jahwe vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Die kosbaarheid hiervan is dat die Satan kan nooit die vrug van die Heilige Gees, die Gees wat afsonder, naboots nie. Die Satan kan nie die vrug van die Gees naboots nie. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nie een van hierdie kenmerke is by hom teenwoordig nie. Hy kan dit nie naboots nie. Ek en jy kan dit uitleef. Daarom moet ons elke dag hierdie vrugte dra. Die vrug wat by die bekering pas en so leef dat die krag van Vader Jahwe in ons lewens sigbaar sal wees. Mag Vader Jahwe ons elkeen se geestesoë oopmaak en ons die krag van onderskeiding gee, sodat die ongeregtigheid vir ons nie verborge is nie. Mag Vader Jahwe nie die krag van die dwaling na ons hoef te stuur om die leuen te glo nie, omdat ons die liefde tot die waarheid aangeneem het. Dan hoef hy mos nie die leuen vir ons te stuur nie. Mag Vader Jahwe dit in elkeen van ons lewens doen. Dan is my gebed, Vader Jahwe, wek in ons 'n liefde tot die waarheid, om dit aan te neem, sodat ons gered kan word. Ons wil U, wat die waarheid is, aanneem, loof en prys, en aanbid tot in ewigheid. Amen.